Hier in 1 Petrus 5 kom Petrus met die pragtige woorde wat hy ouderlinge in die gemeente op 'n baie unieke manier vermaan. En hy sê hierdie volgende woorde, hy sê, hou as herders toesig oor die kudde van God wat onder julle is, nie uit dwang nie, maar gewilliglik, nie om vuil gewin nie, maar met bereidwilligheid, nie as heersers nie, maar as voorbeelde vir die kudde. Hoe mooi is hierdie as ons dit hoor, en dit gaan letterlik oor daar is 'n opperherder, en dit is Jesus Christus self, en hy verwys daarna in vers 4, en ons gaan nou daarna kyk. Daar's 'n opperherder, wat op die einde van die dag sy kerk in stand hou, en wat regeer oor sy gemeente. Maar hy doen dit deur herders in die gemeente aan te stel, wat toesig moet hou oor sy kudde, oor die skape van die Here. En dit op 'n sekere manier moet doen. Nie omdat hulle gedwing word nie, maar omdat hulle regtig gewilliglik in hulle hart dit wil doen. Nie omdat hulle iets daardeur wil wen nie omdat hulle aansien wil hê of iets daardeur kan kry nie, of in die gemeente iets 'n voordeel tot hulle kan wees nie, maar omdat hulle bereidwillig is. Nie as heersers nie, maar as voorbeelde vir die kudde. So op die einde van die dag word ons as herders geroep om in nederige diensbaarheid mekaar te dien. Ook ons as gemeentelede word elkeen as skape van die Here, word elkeen geroep om mekaar te dien. Dit beteken om jouself te verloor, om te sê, nie my belange nie, maar die ander persoon se belange. Nie my belange eerste voorop, of my aansien, of my konsepte eerste nie, maar die ander persoon bo dit wat vir my belangrik is. En ek dink dit is belangrik om te hoor vandag. Dit is belangrik om weer te besef in ons gemeente, dat ons op 'n besondere manier oor mekaar sal toesig hou, maar daai toesig is nie om mekaar uit te vang nie. Dis nie om doelbewus om te gaan en mekaar seer te maak nie. Dis regtig op die einde van die dag, omdat ons mekaar wil dien, omdat ons besonder lief is vir mekaar. En as dit deel is van ons lewe, dan is ons nederige diensknegte van die Here. En dan sal die opperherder in vers 4 verskyn en julle met die onverwelkelike kroon van heerlikheid bekroon en dit ontvang. Op die einde van die dag doen ons dit nie vir mekaar nie, ons doen dit tot eer van die Here. Ons doen dit omdat sy gemeente gedien moet word, omdat sy gemeente bestuur moet word, omdat sy gemeente op die einde van die dag in liefde mekaar daar is vir mekaar ondersteun, 'n pad saam met mekaar stap, in nederige diensknegt gestalte. Mag jy in hierdie week weer eens besef hoe 'n kosbare deel, jy ook deel van ons gemeente is, en hoe jy op 'n kosbare manier ook saam kan dien in hierdie gemeente. En mag jy ook besef dat die opperherder is die een wat jou as herder geroep het om in hierdie gemeente te arbei, vir 'n spesifieke doel, spesifieke moment, spesifieke uitkoms wat hy reeds bepaal het. Ek sien julle in diens, ek sien uit om saam met julle hierdie gedeelte deur te werk en saam met julle te deel. Like ons op Facebook, volg ons op Facebook, subscribe tot ons kanaal, YouTube kanaal, en word deel van hierdie gemeente wat die Here wil dien en die opperherder wil verheerlik. Sien julle daar.